Maak julle Bybels oop by 1 Petrus hoofstuk 2. Ons is vir die eerste keer in hoofstuk 2 vanoggend. 1 Petrus 2 vers 1 tot 3. Nou, julle sal sien, en ek het dit al ook genoem, dit is eintlik 'n hele lang lering oor hierdie spesifieke kwessie van heiligheid. En daar's verskillende aspekte wat Petrus dan nou aanspreek. Ons kyk dan nou vanoggend in 1 Petrus 2 vers 1 tot 3 na die belangrikheid van die woord in ons heilige lewenswandel. Hoe moet ons heiligheid nastreef? Ons moet dit doen deur te gehoorsaam te wees aan die woord, nee. Maar 1 Petrus 2 vers 1 tot 3 dan. Let dan alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpattery af en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei as julle ten minste gesmaak het dat die Here goedendierend is. Sover ons geleesde gedeelte, en ek wil sê, as jy 'n ander vertaling gebruik, sê jy vanoggend dalk baie vreemd vind hoe die vertaling gedoen is een van daai areas waarin ek dankbaar is dat ons oorweeg om 'n ander vertaling te gebruik, want ek dink nie die vertalingswerk hier was baie goed geweest nie. Ek gaan nie daarop fokus tydens die erediens nie, maar as jy enige ander vertaling gelees het, dan sou jy dit baie vreemd vind hoe dit vertaal is. Maar kom ons bid en vra dat die Here vir ons sal help. Wees waardig, Here, dat U woord die riglyn sal wees van ons lewe. Wees waardig, Here, dat ons elke woord daarvan sal indrink. Dat ons nie vir 'n oomblik sou wegloop en ons aandag op enigiets anders fokus as dit wat U woord ons leer nie. Ek bid, Here, dat U vir ons sal help, dat U woord regtig vir ons 'n lig vir ons pad sal wees. Dat dit nie maar net woorde sal wees wat ons sê nie, maar dat oral waar ons gaan, en alles wat ons doen, en alles wat ons dink, dat dit gelei sal word deur dit wat U woord ons leer, sodat U verheerlik sal word in ons lewe. En ons is dankbaar, Here, dat selfs wanneer ons val en swak is, dan gee U woord vir ons die antwoord oor wat ons daarmee moet doen. Ons moet na Christus gaan en vergifnis vra. En so bid ek, Here, dat U vir ons ook sal lei om hulle te wees wat vergifnis by Jesus Christus sal soek, want daar alleen sal ons dit vind. Maar bid en vra, Here, dat U ons dan nou ook sal lei deur die woord, om U te verheerlik met ons lewe, in Jesus naam. Amen. Laasweek het ons gekyk na om te sien dat ons kom tot geloof deur die werking van God, deur die Heilige Gees, wat ons wederbaar deur die woord wat verkondig word. En so ons het gesien dat die woord is fundamenteel noodsaaklik vir wedergeboorte. En die rede hoekom dit is want die woord is die lewende woord van God self. En omdat dit die woord van God self is, staan dit vir ewig, want nie 'n enkele woord van God sal val nie, maar dit sal bly staan. Dit sal geskied. En so wedergeboorte geskied deur die woord, maar wat dan nou van die res van my geestelike lewe? Wat is die riglyn? Wat is die ding wat my moet leer hoe om te lewe as 'n Christen? En die antwoord is die woord. Dis Petrus se antwoord hier in ons teks. Dit waardeur ons gered word, is ook dit wat ons in die geloof hou tot die einde toe. Dis God se woord wat ons leer om sonde
af te sterf, wat vir ons wys wat sonde is, sodat ons weet wat om af te sterf. Dis God se woord wat ons geestelik voed, sodat ons kan opgroei in ons geestelike lewe, sodat ons uiteindelik meer en meer heilig kan word. En dis God se woord wat vir ons die hoop bring, en vir ons die vertroue gee, want dis deur sy woord wat hy vir ons wys, en leer van sy goedheid, sodat ons weet ons kan ons hoop in hom plaas. En so vanoggend kyk ons dan na die ons kyk dan vanoggend na ons tema groei in heiligheid deur die woord. En die woord van die Here is die gelowige se geestelike kos waarin ons moet aanhou besel tot die einde toe. Aanhou eet uit die woord van God. En ons kyk dan op 3 maniere waarop die woord ons help om te groei in heiligheid vanoggend. Eerstens, die woord verwag 'n stryd teen sonde. Die woord verwag 'n stryd teen sonde. As jy in 'n nuwe huis intrek, dan is dit gewoonlik 'n redelike opgewonde oomblik in jou lewe. Maar dit is nie 'n maklike taak nie, dis harde werk. Jy moet eers alles uit jou ou huis uithaal en jy moet dit dan in die sleepwa vertrok laai en dan moet jy dit weer aan die ander kant in die nuwe huis gaan uitpak, maar gewoonlik is die nuwe huis ook nie skoon nie, nee. So jy moet nog eers daar skoon maak ook voordat jy kan intrek. Met ander woorde, dis 'n lang en uitputtende dag en alles anders om jou is uiteindelik skoon, maar jy's baie vuil, is ek reg? So wat wil jy doen? Jy wil skoon kom, jy wil in 'n stort gaan klim, jy wil nuwe skoon klere aantrek, sodat jy weer kan nuut wees, of kan nuut voel. Nou wanneer jy deur die Gees weergebore is, dan begeer jy ook om daardie vuil ou lewe van jou af te skud. Jy wil nie meer daarin voorleef nie, jy wil nie aanhou met die dinge wat jy voorheen in jou vorige lewe nagejaag het nie. As die Gees jou gewederbaar het deur die woord, dan wys dit vir jou in jou lewe, deur die woord wys die Gees vir jou, dat daar's gedagtes, en daar's woorde en daar's dade wat nie pas by jou nuwe lewe nie. Dit moet afgeskit word. En dis wat vers 1 vir ons sê, alle boosheid, alle bedrog, alle geveinsdheid, alle afguns en alle kwaadpaddery, hierdie dinge moet jy af lê, sê Petrus, lê dit af, maak klaar met hierdie dinge. In jou nuwe lewe in Jesus Christus moet jy hierdie dinge af lê. Nou ek wil hê ons moet verstaan, Petrus skryf hierdie brief nie aan jong gelowiges wat pas tot geloof gekom het nie. Daar is sekerlik in die gemeentes mense wat jong gelowiges was, maar hy skryf van gemeentes wat nou al vir 'n tydperk van meer as 30 jaar bestaan. So hierdie is gelowiges wat al jare lank in die geloof is, en tog is Petrus se vermaning aan hulle, lê hierdie dinge nou af. Wat's my punt? My punt is dat die geveg teen sonde is 'n konstante geveg. Dis 'n aanhoudende geveg. Want die feit is dat die oomblik wanneer ons tot geloof kom, is ons nie perfek heilig nie, is ons. Dis 'n proses van stelselmatige en ononderbroke, let op, ononderbroke aflê van sonde. En dit is so, wanneer jy 'n gelowige is, dan is daar soms tye van groot spronge in heiligheid, waarin jy groot spronge maak weg van die sonde af, en groot spronge maak om God meer te verheerlik. Maar dan as jy 'n gelowige is, dan sal jy ook met my saamstem dat soms is daar oomblikke van traagheid.
waarin die stryd nie so ernstig is nie. Maar hier is die ding, as jy 'n ware gelowige is, tye van groot spronge, tye van traagheid, maar nooit tye van ophou stry teen die sonde en streef na heiligheid. Nooit ophou. Dis 'n konstante geveg teen die sonde van my eie sondige ou natuur. En dit is so, kort na ons bekering is daar gewoonlik radikale spronge. Soveel so dat in 1 Korintiërs hoofstuk 6 praat Paulus van talle van daai sondes, en hy sê in 1 Korintiërs 6 vers 11 sê hy dan, en dit was sommige van julle. Maar julle het julle laat afwas, en julle het julle laat geheilig, maar julle is geregverdig in die naam van ons Here Jesus Christus en deur die Gees van ons God. So, kort na ons bekering, ja, is daar baie keer maar radikale spronge, sodat ons kan sê, dit wat ons voorheen was, is ons nie meer nie. Maar dis nie waar die geveg eindig nie. Die geveg hou aan, en dag na dag, week na week, maand na maand, jaar na jaar, moet ons aanhou om boosheid en bedrog en geveinsheid en afguns en kwaadpratery af te lê, sê Petrus. Maar dit is belangrik dat ons moet verstaan, Petrus gee nie vir ons 'n uitgebreide lys hier van alle sonde nie. Dit is belangrik dat ons dit sal verstaan. Eintlik, as jy na elkeen van hierdie dinge in hierdie lys wat Petrus vir ons gee, kyk, dan gee hy vir ons 'n lys van sondes van dinge wat ander mense beïnvloed. So sonde wat ek pleeg, wat 'n invloed het op ander gelowiges of ander mense. En die rede hoekom dit is waarvan hy praat, is want in 1 Petrus 1 vers 22, 2 weke gelede, waaroor het Petrus toe met ons gepraat? Ons verantwoordelikheid om lief te wees vir die medegelowiges. So dis nog steeds in sy gedagtes. Dat ons het 'n verantwoordelikheid om lief te wees en liefde te betoon teenoor medegelowiges. En so daarom moet ons alle boosheid aflê, wat natuurlik verwys na verkeerde optredes wat ander gelowiges of ander mense seermaak. Ons moet alle bedrog aflê wat verwys daarna om ander te besteel of ander te benadeel of in te doen op een of ander manier. Ons moet alle geveinsdheid of dan nou skynheiligheid moet ons aflê wat verwys daarna om voor te gee om te wees wat ons nie is nie, sodat ons ander mense probeer beïnvloed deur wie ons is. Dit verwys na afguns, wat natuurlik verwys na begeertes of jaloesie oor wat ander mense besit. Ons moet ook alle kwaadpratery aflê. Kwaadpratery wat nie net praat van ons woorde nie, maar kwaadpratery begin by ons gedagtes, nie. Om te probeer om mense skade aan te doen. As jy wil meer weet oor hierdie verskillende punte, gaan luister na laas Sondag se tweede diens preek, want dis presies die tweede punt van laasweek was juis oor hierdie spesifieke vers. Die punt is dat jy met al hierdie dinge aflê, want hierdie sondes pas nie by 'n mens wat wederbaar is deur die woord nie. Nou, soos ek gesê het, Petrus gee nie vir ons 'n lys van elke denkbare sondes nie. En jy sal nêrens in die lys, in die Bybel, in die Nuwe Testament 'n lys vind van elke liewe denkbare sonde nie. As jy kyk na die verskillende lyste in die Nuwe Testament, dan vind jy waarskynlik in Efesiërs 4 vers 22 tot 32 vind jy die mees uitgebreide lys van sondes wat ons moet afsterf, maar dis nie 'n volledige lys nie. Kolossense 3 vers 8 tot 9, daar vind jy baie van dieselfde dinge wat in hierdie lys van ons is, maar daar's van die dinge in ons lys wat uitgelaat is en daar's weer ander bygevoeg.
Die punt is maar net dat ons moet aanhou om alle sondes af te lê. Hoekom moet ons aanhou? Want Hebreërs hoofstuk 12 vers 1 sê vir ons, want ons raak so maklik verstrik in die sonde. Ons raak so maklik verstrik in die sonde, en wat ons nodig het om te onthou, gelowiges, wat ons moet onthou is dat ons leef nie meer in die duisternis nie. Romeine hoofstuk 13 vers 12 en 13 sê, ons is nou kinders van die lig. En daarom moet hierdie dinge nou afgelê word. Maar hoe? Hoe kan ons weet wat sonde is? En hoe kan ons weet hoe ons die sonde moet weerstaan? Hoe kan ons by daardie antwoord kom? Hoe kan ons leer wat is verkeerd en wat is reg in die oë van God? Vir ons om te weet wat is reg of wat is verkeerd in die oë van God, moet ons tyd in die woord spandeer. En dis hoekom dit belangrik is dat ons tyd in die woord spandeer. Die woord verwag die stryd teen sonde. Dis waar ons leer wat is sonde en hoe ons daarteen moet veg, deur die woord. Jakobus hoofstuk 1 vers 21 sê die woord moet by ons ingeplant word. So ons moet dit bly studeer, sodat ons kan leer wat sonde is, sodat ons kan weet wat ons moet afsterf. Bestudeer die woord van God, sodat die sonde wat jy doen aan die lig kan kom. Want is in die woord van God wat jy sal sien, dat sekere van jou gedagtes as gelowige, al is jy 30 of 50 jaar lank 'n gelowige is, daar is nog gedagtes. Daar is nog woorde. Daar is nog dade van jou wat nodig het om ondersoek te word en te kyk en te sien hoe weeg dit op teen dit wat God van my verwag. Die woord van God moet ons leer wat sonde is. Want die woord van God verwag van ons om sondes af te sterf. As jy nie is in Jesus Christus, ondersoek jou eie hart. Ondersoek jou eie gedagtes, ondersoek jou eie dade. En plaas dit onder die vergrootglas van die woord van God en sien, is jy besig om God te verheerlik in hoe jy optree. Maar tweedens dan, die woord verskaf die groei in geestelikheid. Die woord verskaf die groei in geestelikheid. Nou eintlik gebruik Petrus 'n uitstekende illustrasie hier in vers 2. Hy gebruik die voorbeeld van 'n pasgebore babietjie. Nou, Sonja is nie vanoggend hier nie, sy het sopas ouma geword van 'n pasgebore babietjie. En wat sê Petrus? Hy sê, soos wat 'n babietjie sterk verlang na sy moeder se melk. So moet die gelowiges sterk verlang na die onvervalste melk van die woord. Die onvervalste melk van die woord. 'n verlange wat nooit opdroog nie. 'n verlange wat nooit sal ophou nie. Daar moet by ons 'n smagting wees, eintlik 'n desperaatheid, 'n ontevredenheid as ons dit nie kan kry nie. Ons wil die woord van God indruk elke dag, elke oomblik van ons lewe. As jy dink aan 'n pasgebore babietjie, meeste van julle is ouers. So julle verstaan, nee, daai babietjie, as hy nie sy melk kry nie, wat gaan hy maak? Hy gaan eers begin om baie ongemaklik te raak, en hy gaan begin rondwurm op die grond, en dan gaan hy sy mond oopmaak, en hy gaan vir jou laat verstaan, ek soek nou melk. Nou melk. En hy soek nie net nou melk nie, hy soek dit baie gereeld ook. Tussen 8 en 12 kere binne 'n 24 uur siklus van 'n dag soek 'n babietjie melk om te drink.
'n smagting na die woord. 'n smagting om die woord van die Here te hoor. Om die woord van die Here te lees, om die woord van die Here te bestudeer. Nie net nou en dan nie, maar deurlopend en aanhoudend en gereeld. Soos 'n babatjie, pasgebore babatjie, smag na melk. Daar is nog 'n illustrasie in die Bybel wat praat van die woord van God as melk, nê? En daar's eintlik 1 Korintiërs hoofstuk 3 en vers 2 en dan Hebreërs 5 vers 12. Albei gebruik die illustrasie van melk en sê in albei gevalle dat ons kan nie babatjies in die geloof bly nie, maar ons moet opgroei sodat ons vaste spys kan eet. Nou die illustrasie is nie dieselfde hier nie. Maar nie een van daai 2 illustrasies is in teenstryd met dit wat Petrus hier sê nie. Daar sê dit ons moet opgroei sodat ons die dieper waarhede van die woord kan verstaan. Maar wat is dit wat ons moet verstaan? Is nie iets verder as die woord nie. Dis die woord van God, ons moet net dieper begryp. Petrus se punt is dat ons moet aanhou om te verlang om die melk van die woord in te drink, om die woord te verstaan. En so die illustrasies uiteindelik is nie teenstrydig met mekaar nie. Die illustrasie daar is om te sê, ja, as gelowige moet ons begin by die woord, en dan moet ons groei sodat ons dieper waarhede van die woord verstaan. Petrus se illustrasie is om te sê, ons moet aanhou om te begeer om die woord in te drink. En hoe moet ons die woord indrink? Ons moet die woord indrink om te kan groei, en ons moet dit doen deur selfstudie in die woord te doen, en ook deur die prediking van die woord. En daardie woord wat ons moet indrink, daardie woord wat die onvervalsde melk is, wat beteken as dit iets onvervals is? Wel, die bedoeling is, daar's nie preserveermiddels en allerhande onreinhede ingeplaas saam met die melk nie. Dis die bedoeling agter dit. Daar's nie byvoegsels nie. Dit wat ons indrink is die woord van God, die onvervalsde woord van God. En dis hoekom ek hou van hoe ons kerk se konstitusie lees. Kom ek behalwe julle 'n stukkie uit ons gemeente se konstitusie uit. Die enigste autoriteit in geloof en praktyk van die gemeente is die geskrifte van die Ou en Nuwe Testament. Die gemeente volg die 1689 Londense Baptiste geloofsbelijdenis. En dan sê dit verder, waar hierdie belydenis skrifte teenstrydig is met die leer van die skrif, oorheers die gesag van die skrif in elke opsig. Ek dink nie daar is 'n beter geloofsbelydenis as die 1689 Baptist Confession. Daar is nie in my opinie 'n beter belydenis nie. Maar die feit is dat die 1689 Baptist Confession is 'n mensgemaakte dokument. Die finale gesag vir die gemeente is die woord van God, die onvervalste woord van God. En sover as wat die 1689 Baptist Confession daarmee ooreenstem, is ons ondersteunings van die 1689 Confession. Maar die oomblik wanneer dit nie in lyn is met die skrif nie, dan stap ons weg. Die onvervalste melk van die woord beteken dat daar is niks bygevoeg of niks weggelaat nie. Die waarheid van God se woord, die Ou en Nuwe Testament, is dit wat ware geestelike groei bewerk. Ons kan nie gered word, en dis tragies wat ons baie in ons dag hoor. Ons hoor van kunstige, verdigte fabels, soos 2 Petrus 1 vers 16 sê, wat mense probeer verkondig om mense weg te lei van die waarheid van God se woord. Petrus 1 vers 16 sê, hierdie kunstige, verdigte fabels het die krag en die koms van ons Here Jesus Christus, dit maak dit nie bekend nie. Jy kan nie die krag en die koms van Christus sien
in die valse evangelies wat jy hoor by sommige kerke nie. Dis verderflike ketterye, sê 2 Petrus 2 vers 1. Dis verderflike ketterye van vals profete en valse leraars wat die Here Jesus Christus wat ons gekoop het met sy bloed verloon. En sê Petrus vir ons, daardie mense is die verderf, sal die verderf deelagtig wees. Nee broer en suster, dis dit wat ooreensstem met die gesonde leer van die Here Jesus Christus. Met ander woorde, dit wat in ooreenstemming is met die woord van God. 1 Petrus 6 vers 3 vertel dit vir ons. Dit wat in ooreenstemming is met die leer van die skrif. Hoekom? Want daar is geen hoop, sê 1 Petrus 1 vers 10. Daar is geen hoop by enigiets anders as die gesonde leer van die skrif nie. Enigiets wat daarmee in stryd is, kan nie vir ons enige hoop bied nie. Dit kan nie vir ons geestelike groei bied wat waarlik is nie, want dis nie gebaseer op die onvervalste melk, die onvervalste geestelike melk van die woord. Wat ons nodig het, broer en suster, is niks anders as die woord van God. Dis wat ons lei in ons geestelike groei, maar hoe ontvang ons dan hierdie onvervalste geestelike melk? As jy nou vers 2 wil korrek vertaal, in steede soos wat ons vertaling dit gedoen het. Hoe ontvang hierdie onvervalste geestelike melk? En die antwoord is, eerstens, deur die prediking. Dis wat ons laasweek gesien het, né? Die laaste vers in 1 Petrus 1. Die laaste deel van die laaste vers. Petrus sê, hoe word ons weergebore deur die woord en waar vind ons daar? Dis die woord wat aan julle verkondig is. Dis waar ons hierdie waarheid van hierdie woord kry. Dis waar ons die onvervalste melk kry. Is deur die verkondiging. Die wysheid van God, sê 1 Korintiërs 1 vers 21 tot 24. Die wysheid van God kom deur die dwaasheid van die prediking van Christus. Dit wat vir die wêreld 'n struikelblok is. Wat vir die wêreld dwaasheid is, dit is vir die gelowiges, sê Petrus, dit is die krag en die wysheid van God vir ons. Ons moet vashou aan die woord wat aan ons verkondig is, sê 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4. Sodat ons nie te vergeefs geglo het nie. En so die gelowige moet smagtend wees, broer en suster, ons moet smagtend wees om die prediking van die woord te hoor, om nie die valse evangelie wat sommige daar buite verkondig nie. Maar om te hoor dit wat in ooreenstemming is met die woord van God. En dan wil ek sê, dat vir gelowiges om sonder verskoning weg te bly van die samekoms van die gelowiges is ondenkbaar. Dis iets wat baie vreemd is aan die tyd van die Nuwe Testament verseker. En dis die woord van God, nie die woord van mense, maar die woord van God wat ons dan vermaan in Hebreërs 10 vers 25 om nie die onderlinge samekomste van die gelowiges te verontagsaam. Veral nie, sê die Hebreërskrywer, veral nie, des te meer nie, na mate die dag van die Here besig so nader te kom nie. Ons moet soos pasgebore babatjies smagtend wees na die verkondiging van die woord van Jesus Christus. Smagtend wees na die onvervalste melk van die woord. Maar dit is nie net deur die prediking wat ons die onvervalste melk
ontvang nie, ons ontvang dit ook tweedens deur die bestudering van die Bybel onsself. Die bestudering van die skrif moet gebeur binne in die huisgesin as familie saam. Nee, Deuteronomium hoofstuk 6 en vers 6 tot 7, onthou julle wat dit sê, dat julle as ouers moet hierdie dinge glo en dit aan julle kinders leer. Daar is 'n verantwoordelikheid van elke gesin om gesinstyd saam te spandeer in die woord. Julle moet dit onderhou en julle kinders leer dat sodat Spreuke 22 vers 6 sê, julle kinders op die regte pad sal wys, dat hulle sal weet wat die regte pad is, sodat hulle daarop sal loop. Maar dit neem nog steeds nie jou verantwoordelikheid weg om vir jouself op jou eie stilte tyd te hou nie. Familie stilte tyd is belangrik. Maar jy moet ook vir jou eie geestelike hart sorg. Jy het nodig om op jou eie tyd in stilte by die Here te spandeer. In Josua hoofstuk 1 vers 8 vermaan hy die volk en sê vir hulle die woord mag nie uit jou mond wyk nie. En hoe kan jy dit reg? Hy sê van ons in hy selfe vers, jy moet dit dag en nag bepeins, sodat jy daarvolgens sal wandel. Spandeer tyd in God se woord. Spandeer tyd in God se woord in jou stilte tyd. En vir julle as gesinne, spandeer tyd in God se woord saam met julle gesin. Ons moet sê Psalm 119 vers 11 sê, ons moet die woord van God in ons harte bære. Ons moet die woord van God, sê Deuteronomium 17 vers 9, ons moet dit al die dae van ons lewe, moet ons dit lees. Die woord van die Here, sê Psalm 19 vers 11, moet vir ons meer begeerlik wees. Dit moet vir ons meer begeerlik wees om die woord van die Here te hê as goud, ja selfs baie fyn goud. En dit moet vir ons soeter wees as heuning en heuningstoop. En so broer en suster, as Petrus hier in ons teks sê, ons moet soos pasgeboorde babietjies smagtend wees na die onvervalste melk van die woord, dan is dit 'n baie, baie akkurate beskrywing van wat die hele skrif sê oor wat ons met die woord moet doen. 'n desperate erns wat onophoudelik is. Want dan sal julle daardeur opgroei, sê Petrus. Dan sal julle daardeur opgroei. Hy sê nie ons gaan gered word deur ons onderhouding van die woord nie. Hy sê nie deur om elke dag die Bybel te lees, gaan jy reguit vir jou kaartjie hemel toe koop nie. Dis nie wat hy sê. Ons gaan nie gered word op grond van ons afsterf van sonde nie. Ons gaan nie gered word op grond van ons strewe na heiligheid nie. Ons kan net weer gebore word deur die Gees wat ons wys op Jesus Christus. Daar is ons geregtigheid. Jesus Christus is ons hoop. Maar die woord van die Here sal vir ons leer wat dit beteken om gehoorsaam te wees. Nie 'n poging om ons saligheid te koop nie, maar uit 'n hart vol dankbaarheid, 'n hart vol ywer om God te verheerlik wat aan ons so groot genade geskenk het. En wil ek by sê, as die Here vir jou die genade van wedergeboorte geskenk het, dan is daardie strewe, dit moet daar wees. Dis die vrug van ware geloof. Gehoorsaamheid deur die woord maak ons wat ons verlossing van ons verwag om te wees.
Dus deur Jesus, sê 2 Korintiërs 5 vers 21, deur Jesus Christus het ons die geregtigheid van God geword. Ons is geregverdig deur die bloed van Jesus Christus, sê Romeine 5 vers 9, daar is ons hoop. Ons hoop is in Jesus Christus, daar het ons geregtigheid ontvang, dis waar, maar, wat sê Romeine 6 vers 13 dan? Omdat ons geregverdig is in Jesus Christus, moet ons onsself nou tot beskikking van God stel, sê Paulus in Romeine 6. Ons moet werktuie wees, nie van ongeregtigheid nie, maar ons moet werktuie wees van geregtigheid in diens van die Here. Wat beteken dat die verwagting van ons redding, elke ware gelowige, die verwagting van ons is dat ons sal leef in gehoorsaamheid aan God. Dat ons onsself sal reken as dood vir die sonde. Dat ons onsself sal reken as lewend van God, sê Paulus in Romeine 6 vers 11. Ons word nie gered deur goeie werke nie. Maar wat sê Efesiërs 2 vers 10 vir ons? Ons word nie gered deur goeie werke nie, maar ons word gered tot goeie werke om daarin te lewe. Ons kan net verstaan wat God van ons verwag. En ons kan dit net nastreef wanneer ons dit verstaan, wanneer ons die woord van God indruk, wanneer ons dit lees, wanneer ons dit bestudeer, wanneer ons dit hoor deur die prediking van die woord, sodat ons sal weet, vers 1 van ons teks, wat sonde is. Sodat ons sal weet, vers 2 van ons teks, hoe kan ons opgroei in heiligheid, sodat ons meer heilig sal word. Die woord van God, broer en suster, moet vir ons die lewensmelk wees, wat ons daagliks, nie net 1 of 2 keer nie, dat ons daagliks die hele tyd sterk daarna sal verlang. Net soos 'n pasgebore babietjie, na die melk van sy moeder verlang. En dit bring my dan by ons laaste punt vanoggend. Die woord vertoon die goedheid van die Here. Die woord vertoon die goedheid van die Here. Jy sal daai laaste vers, jy sal vers 3 lees en sê, wat? Hoekom sê Petrus dit hier? Ons fokus van ons teks is, die woorde help ons om te groei in heiligmaking. So in vers 1 praat hy van ons met afsterf al die sonde. In vers 2 praat hy van ons met groei in heiligheid. En dan kom hy hier in vers 3, en hy praat van die Here wat goedertierend is, die Here wat vir ons goed is. Nou waar kom Petrus aan dit? Wel, dis wat sy gedagte is. Kom ek stel dit vir jou so, dan sê jy verstaan hoekom vers 3 op vers 1 en 2 volg. Wie se woord is hierdie? Dis die Here se woord, is dit. En waar leer God vir ons, waar leer die Here vir ons, dat hy aan ons goed sal doen? Daar is dit nie. Kan julle nou sien hoekom hy praat van die goedheid van die Here en ons smaak, ons sien dit? Waar sien ons dit? Ons sien dit binne in die woord van die Here. Wat Petrus eintlik doen hier in vers 3 is hy haal Psalm 34 vers 9 aan. Nou daar in Psalm 34 sê dit smaak en sien dat die Here goed is. En wat is die Petrus se punt? Sy punt is, die Here is aan ons goed, en die woord van die Here is dit wat vir ons wys dat die Here vir ons goed is. Ek hou van hoe Psalm 119 vers 3 dit stel, 103 dit stel. Psalm 119 is die hele Psalm wat net praat oor die woord van God. Luister wat sê dit in vers 103. Hoe soet is U beloftes, praat van die Here se beloftes, hoe soet is U beloftes in my verhemelte, meer as heuning in my mond. So, wanneer ek die woord van die Here lees, wie se beloftes lees ek? Die Here se, sê hy.
En dis vir my soos een ding, onthou julle Esegiels 3 vers 3, Esegiel, wat moes hy doen met die woord van die Here? Hy moes dit eet. En dit was soet, soos heuning in sy mond, sê hy. Want dis deur die woord van die Here, en dis die punt van albei daai dinge, dis deur die woord van die Here dat ons leer dat die Here vir ons goed is. Dis deur die woord van die Here wat ons kan weet, Filippense 2 vers 19, dat as die Here vir ons 'n belofte gee, dat elke belofte wat hy aan ons gee sal vervul word. Elke belofte. Elke behoefte van julle beloof hy, nie by elke belofte nie, elke behoefte. En daar is 'n belangrike ding, nee, want baie mense misverstaan hierdie teks. Te dink ek kan vir enigiets vra en die Here gaan dit vir my gee. Dis nie elke begeerte wat die Here beloof nie. Elke behoefte sal hy vervul. Dis in die woord van die Here waar ons leer dat hy sal vir ons goed wees. Maar dis nie waaroor ons teks eintlik praat nie. Die teks is nie eintlik besig om ons, Petrus is nie besig om vir hom te sê dat die Here gaan vir ons alles gee wat ons wil hê nie. Dis nie waaroor dit gaan hier nie. Dit kom in 'n konteks, nee, ons praat oor wat? Laasweek het ons gekyk na ons wedergeboorte en nou kyk ons na ons groei in heiligheid. Dit praat hier oor saligheidskwessies. Ons is wederbaar. Hy het aan ons die ewige lewe geskenk. En dit is waar die rykdom van God se goedertierenheid meer gesien word, is by die verdraagsaamheid, die lankmoedigheid van die Here, volgens Romeine 2 vers 4. Die goedheid en die verdraagsaamheid en die lankmoedigheid van die Here word gesien in alle rykdom in die feit dat hy ons tot bekering wil lei. Dis die grootste en kosbaarste geskenk, sê 2 Petrus 1 vers 4. Wat is dit? Die verlossing wat ons het in Christus Jesus. Dis die grootste geskenk wat God aan ons gee. Dis die grootste manier waarop ons kan sien dat die Here vir ons goed is. Dat ons die verdorwenheid van hierdie wêreld sal ontvlug. Terwyl ek is seker soos jy daar sit, is dit soos wat ek hier staan en weet, ek verdien dit nie. Ek verdien nie die verlossing wat God aan my skenk nie. En waar sien ons dan die goedheid van die Here? Hebreërs hoofstuk 6 en vers 5 vertel vir ons waar ons dit sien. Ons sien dit in die goeie woord van God. Dis net deur die Bybel wat ons die goedheid van die Here kan smaak. Dis waardeur ons gewederbaar word, laasweek se teks. Dis waardeur ons die sonde gewys word, sodat ons dit kan aflê, vers 1. En dis deur die woord wat ons sien wat heiligheid is en ons in staat sal wees om dit te kan vers 2. En so dis net deur die woord van God, wat sy woord aan ons is, wat ons sal verstaan wat dit is, en hoe ons moet verander om te wees, 1 Petrus 1 vers 16, om te wees heilig, soos wat ons Vader in die hemel heilig is. Ek moet die vraag vra, broer en suster, as jy 'n gelowige is volgens, is daar by jou enige smagting na die woord van God? Maar dis nie genoeg nie. Dit moet 'n konstante, dit moet 'n desperate, dit moet 'n smagting wees wat nie tevrede sal wees met enigiets anders as die woord van God nie. As jy wil groei in heiligheid, as jy die sonde wil afsterf, as jy God wil verheerlik, dan moet ons dit doen op grond van God se eie woord, wat hy vir ons gegee het as riglyn
en leerstelling om volgens te lewe. Is daar by jou nog 'n smagting? 'n desperate smagting na die woord van God. Amen. Kom ons bid. Dat U vir ons genadig sal wees, Here. Dat U ons 'n liefde sal gee vir U self, wat nie tevrede sal wees met enigiets minder, wat nie tevrede sal wees met enigiets anders as die onvervalste woord wat U self vir ons gegee het. Mag dit wees, Here, dat ons so smagtend sal wees om U te verheerlik, dat ons dag in en dag uit sal tyd spandeer in U woord, sal drink uit U woord. Ek bid, Here, dat U vir ons sal help as gelowiges. Daar is nog sonde in ons lewe wat ons beveg, Here. Miskien het ons al moeg geraak vir die geveg. En Here, daar is strewe na heiligheid en miskien is daar by sommige van ons 'n luiheid selfs met dit ook nou al. Maar ek bid, Here, dat U vir ons sal aanwakker, dat U ons sal aanmoedig, dat U ons sal ywerig maak vir die stryd van ons geloof, om so te leef dat U verheerlik sal word in ons lewe. Maar ek weet, Here, die enigste manier hoe U dit gaan doen, U gaan dit nie vir ons deur engele doen nie. U gaan nie vir ons 'n spesiale boodskap bring deur een of ander mystieke gebeurtenis in ons lewe nie, want dis nie hoe U werk nie. En daarom pleit ek, Here, dat U ons sal help, dat ons smagtend sal wees vir U woord. Dat ons sal aanhou om dit in te drink, sodat U vir ons kan leer wat U van ons verlang. Vir dit in Jesus naam. Amen.